Hallo en baie welkom. Vandag gesels ek oor hoe die Heilige Gees gelowiges toerus. My naam is Dani Matthias. Jy die eerste keer na 'n video van my kyk, baie welkom. Subscribe gerus as jy nog nie het nie. Stuur dit aan as jy van die video hou. Share dit, ja, en like die video. Dit help net dat YouTube dit vir meer en meer mense wys en ek sal dit verskriklik waardeer. Aan al my members, ek het nie baie van hulle nie, net so 'n bietjie meer as 2 hande vol. Baie dankie dat julle op 'n manier my bediening ondersteun. En as jy nog nie 'n member is nie, oorweeg dit gerus om een te word. Nou ja, kom ek begin met die Heilige Gees en hoe die Heilige Gees gelowiges toerus. Was jy al bang in jou lewe? Was jy al eensaam in jou lewe? Het dit vir jou gevoel jy's heeltemal alleen en jy weet nie watter kant toe nie? Dan gaan vandag se boodskap vir jou, dink ek, baie beteken. Ek was 'n klein seentjie gewees en nou moet ek sê, klein kindertjies oor die algemeen, hulle kan partykeer baie dapper wees, maar die oomblik as dit laat raak, as dit slaaptyd raak en dit donker is, dan wil hulle vir mamma en pappa hê. Dan raak hulle gou bang as hulle nie vir mamma en pappa het nie. En ek onthou toe ek 'n klein seentjie was, ons het by my ouma en oupa op die plaas gaan kuier en my oom en tannie het ook op die plaas gebly. Hulle huis was so 500 meter van my ouma en oupa se huis af, maar ons het die hele dag by my neefie hulle gespeel by hulle huis op die plaas. En dit was so lekker geweest en toe dit nou aand word en dit raak slaaptyd, toe sê my ma en pa, die kinders moet nou kom. Ons gaan nou na ouma en oupa toe, daar bo teen die bult. Maar ek was nou nie baie lus geweest nie en my tannie sê toe, maar julle is welkom om hier te slaap, die kinders kan maar hierso slaap. Ek sê toe, ja, ek wil by my neefie slaap, ek sal daarso slaap. Ek is baie dapper, want toe was dit nou nog nie donker nie, die ligte was nog aan gewees. Maar toe die ligte afgaan en ek alleenig daar in 'n donker bed lê in 'n vreemde kamer en my ma en my pa is nie naby nie, toe roep ek. Toe sê ek, nee, ek is nie happy hiermee nie, ek soek nou my ma en my pa. En my tannie moes nou maar noodgedwonge gou bel en vir ma en pa sê, julle moet kom, Dani soek julle. Wanneer ons so raak, wanneer ons so bang is, wanneer ons eensaam voel, wanneer ons alleen voel in daai donker kamer, weet dan wat Jesus vir ons leer oor die Heilige Gees en wat die Heilige Gees van God wat uitgestort is op Pinkstersondag kom doen in gelowiges se lewe. Want in Johannes 14-16 praat Jesus oor 'n klomp dinge. Hy gee die laaste opdragte, want dit is die dag voor sy kruisiging. En hy gee die laaste opdragte vir sy disippels en hy sê 'n klomp dinge vir hulle, maar onder andere praat hy oor die Heilige Gees en hy sê op 'n hele paar plekke, in hoofstuk 14, in hoofstuk 15 en in hoofstuk 16 van Johannes Evangelie, sê hy, ek sal die Vader vra en hy sal vir julle die voorspraak. Eintlik is dit die Griekse woord is daar parakletos stuur. En die parakletos, sê hy in hoofstuk 14, sal vir altyd by julle wees. Hy sal julle van my leer en hy sal julle herinner aan al my woorde, aan wat ek vir julle gesê het. En in hoofstuk 15 sê Jesus, die Heilige Gees, die Parakletos, gaan kom getuig van my. En in hoofstuk 16 noem hy 3 dinge wat die Heilige Gees doen. Hy sê die Heilige Gees gaan die wêreld kom herinner aan sonde, aan my geregtigheid en ook aan die oordeel wat reeds voltrek word. Nou ja, voordat ons al hierdie dinge uitpak, want daar is baie wat daarin opgevat lê, kom ons praat eers oor die Parakletos, die Heilige Gees. Wat Parakletos beteken? Nog vertalings vir 'n Parakletos is 'n trooster of 'n helper of 'n advokaat. Die Engelse praat van 'n comforter ook. Maar die woord Parakletos bestaan uit 2 woorde, die Griekse woord. Dit bestaan uit die woord para, wat jy weet langs beteken, soos in parallel, en dan ook die woord kletos, wat beteken geroep. En letterlik sê die woord vir ons, Jesus sê, ek gaan my Vader vra en hy gaan vir julle 'n parakletos, iemand stuur wat geroep is om langs julle in te kom. Dis 'n mooi beeld. Die Heilige Gees van God is gegee om langs die gelowige, langs my en jou, wat in God glo, wat kinders van God is, in te kom. Om saam met ons die pad te stap. Om langs ons te staan as die advokaat, om ons te verdedig. Om vir ons in te tree, om vir ons voorspraak te doen, om ons te troos, wanneer ons bang is, wanneer ons alleenig voel, wanneer ons hartseer is. Dit is wat die Heilige Gees kom doen. Hy kom langs ons in,
Hy's geroep om langs ons in te kom, om ons te ondersteun. En 'n beeld wat dit vir my so mooi illustreer, ek kan nie aan 'n beter beeld dink nie, is die beeld van Derek Redmond. Hy was 'n Britse atleet gewees wat aan die 400 meter by die 1992 Olimpiese Spele in Barcelona deelgeneem het. En hy het weggespring en hy het natuurlik groot hoop gehad dat hy dalk op die podium sou eindig en 'n medalje kon kry, 'n Olimpiese medalje. Maar toe hy so teen die agterste pylvlak afhardloop, net voor hy die laaste draai vat, toe kry hy 'n pyn in sy hamstring, want hy het sy hamstring geskeur en hy kon nie verder hardloop nie, hy het net daar gestop. Maar hy wou nie heeltemal stop nie, hy wou die wedloop klaarmaak. En al die ander mense het al klaar gemaak, al die ander atlete het klaar gehardloop, maar Derek Redmond het aangegaan om op een beentjie vorentoe te spring en te spring en te spring, want hy wou by die einde uitkom, al het hy omtrent nog 200 meter van die 400 meter oorgehad. En toe skielik verskyn daar 'n ouerige man op die baan. Hy het tussen die beamptes en tussen die skare deurgekom en sonder dat hy dit mag doen, het hy op die baan verskyn en hy het langs Derek Redmond ingekom en hy het Derek se arm om sy skouers gesit. Hy het sy arm om Derek se lyf gesit en hy het hom ondersteun en hy het vir hom gesê, kom, papa gaan jou help. Dad will help you, want dit was Derek se pa wat langs hom ingekom het, wat hom kom ondersteun het en hom op die ou end tot by die wenpaal gehelp het. Die beamptes wou hom keer, maar hy het net gesê, nee, los my. Ek is hier vir my seun. Ek is hier om te ondersteun. Ek is hier om hom te help, want hy gaan hierdie wedloop waarin hy deelneem klaarmaak. Die wedloop van hierdie lewe kan soms swaar raak. Soms kan ons teëspoed kry. En dan is dit wonderlik om te weet, ons het die Heilige Gees van God ontvang, wat langs ons inkom om ons te ondersteun. Ons is nie alleen nie. Ons hoef nie bang te wees vir die donker nie. Ons hoef nie eensaam te wees nie, want die Gees van God is altyd by ons en hy leer ons van Jesus, hy herinner ons aan Jesus se woorde en sê Jesus baie belangrik, hy oortuig die wêreld van sonde, hy oortuig die wêreld van Jesus Christus se geregtigheid en van die oordeel. Nou, hoe is hierdie 3 dinge wat nie so mooi klink dalk nie, op die oog af nie so mooi klink nie, hoe is dit goeie nuus vir ons as gelowiges? Kom ons kom by die eerste ene. Die Heilige Gees kom oortuig ons van sonde, want sonde is ons as mensdom se groot probleem. As ons nie weet dat ons sondaars is nie, weet ons nie, ons het 'n probleem nie, weet ons nie dat ons redding nodig het nie. En alhoewel die wêreld nie daaroor wil praat nie, alhoewel hulle dit nie wil erken nie, dit is ons groot probleem. Dis ons reuse probleem, sonde, want dit verwyder ons van God af. Ons is gemaak, God het ons geskep om by hom, naby hom te wees, maar God is heilig en ons sonde verwyder ons van God en veroorsaak dat ons nie by God kan kom nie. Maar, sê Jesus, die Heilige Gees kom en herinner die wêreld, oortuig die wêreld van hulle sonde, sodat hulle dit kan bely, sodat hulle gered kan word. En dit is die goeie nuus wat die Heilige Gees kom doen. So vandag, op hierdie oomblik, is die Heilige Gees besig om mense te oortuig van sonde, dalk vir jou te oortuig van sonde in jou lewe, sodat jy dit kan bely, sodat jy daarmee kan breek, en sodat die bloed van Jesus Christus jou kan wit en skoon was, sodat jy in 'n nuwe verhouding met God kan staan. En dit bring my by die tweede ding wat die Gees van God kom doen, die Parakletos kom doen. En dit is, hy vertel vir ons en oortuig ons van Christus se geregtigheid. Want die sonde het ons van God verwyder, daar het 'n kloof gekom as gevolg van sonde tussen ons en God. Maar Jesus Christus se kruis word die brug tussen ons en tussen God. In die Ou Testament, in die Ou Verbond, moes die hoëpriester 1 keer 'n jaar ingaan na die allerheiligste waar God was, om versoening te doen vir die volk se sonde. Maar toe Jesus sterf, toe hy sy laaste asem uitblaas, toe skeur die gordyn wat God van die mense skei, van bo na onder middel deur, sodat die mens met God versoen kan word. En daarom kan ek en jy wat in Jesus Christus glo, enige tyd van die dag of die nag met God praat. Kan ons gemeenskap hê met die lewende God. Want Jesus het ons saak by God reggemaak.
Ons kan in geregtigheid voor God staan. Ons sondes is weggeneem. En die derde ding wat die Heilige Gees, die Parakletos, kom doen in die wêreld is, die Heilige Gees kom herinner ons dat die oordeel voltrek is. Dit herinner ons dat die owerste van hierdie wêreld, die Satan, reeds veroordeel is. En daarom kan ons 'n oorwinnaarslewe lei. Ons hoef nie bang te wees vir die magte van die bose nie, want die Satan wat jou kom aankla, hy is reeds veroordeel. Ja, hy wil hê God moet ons veroordeel, maar hy is die een wat veroordeel word. Nicky Gamble van Alpha, hy vertel 'n storie. Dis eintlik so 'n tragiese storie. Hy sê, hulle het evangelisasiewerk daar in Engeland gedoen op die straat en hulle het by 'n vrou gekom, 'n bedelaar, wat altyd op die straathoek gebedel het. En as mense nie vir haar geld gee nie, het sy sommer kwaad geraak en dan sê hulle sommer gevloeke, geskel, geskree op hulle. En toe, eendag, kom sy te sterwe. En toe vind hulle uit, hierdie vrou was eintlik skatryk, sy was eintlik 'n miljonair gewees. Maar sy het as 'n bedelaar geleef, alhoewel sy 'n miljonair was, alhoewel sy skatryk geërf het sy nooit in haar groot herehuis ingetrek nie. Sy het op die straat geleef, want dit is die lewe wat sy geken het toe sy geërf het. Baie Christene leef ook so. Ja, hulle leef in armoede, hulle leef in vrees, hulle leef in eensaamheid. Want hulle besef nie, God het sy Gees, sy Parakletos gegee, om langs ons in te kom, om altyd by ons te wees, om ons met God te versoen, om ons te herinner dat Jesus Christus ons met God versoen het, en dat die oordeel voltrek is. Ons kan vandag weet, ons wat kinders van God is, ons het die Heilige Gees ontvang, ons kan 'n lewe van oorwinning leef, ons is koningskinders. Ja, die Heilige Gees is besig in ons lewe. Hy's besig om ons reg te snoei. Hy's besig om ons te leer, te wys, te onderrig. Laat hom toe om dit te doen in jou lewe. En weet, jy's nie alleen nie. Jesus Christus het opgevaar na die hemel, maar hy het sy Gees uitgestort om vir altyd by jou te wees, om vir altyd langs jou in te kom, jou te ondersteun, wanneer jy hom juis nodig het, wanneer jy alleen voel, wanneer jy bang is, wanneer jy nie weet wat ek kan doen nie, is hy daar om vir jou die pad te wys. Luister net na sy stem. Spits jou ore, sodat jy aan hom gehoorsaam kan wees. Ja, want God het sy Gees gegee om ons toe te rus. En ek hoop en ek vertrou dat jy dit beleef, vir al hierdie tyd van die jaar, ons is nou rondom Pinkster, in die kerklike jaar, en ek vertrou en ek hoop en ek bid, dat jy regtig waar God se Gees in jou lewe sal beleef. Mooi dag verder. Totsiens, onthou om te subscribe, onthou die video te share, onthou om as 'n member van die kanaal aan te sluit. Mooi bly.